Goeiedag allemaal wonderlike mense. Dis weer vir my en Wynand en Salty en Laat hier 'n groot voorreg om 'n bietjie saam met julle kinders, ouers en onderwysers te kuier en met julle te gesels oor kinders met karakter is sout en lig. En vandag wil ek 'n bietjie met jou praat oor volwassenheid. Maar wat sê die Bybel oor volwassenheid? Kom ons kyk 'n bietjie in 1 Korintiërs 2 vers 6. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld nie of van hierdie wêreld se heersers nie, wat vergaan nie. My liewe maats, die Bybel sê vir ons dat ons het tog wysheid, dieselfde as volwassenes, want ons wysheid kom van God af, nie van die wêreld af nie. So, wat beteken volwassenheid dan? Die Woordeboek verduidelik dit so: iemand wat volwasse is geestelik ryp en verantwoordelik. En die sinonieme vir volwassenheid byvoorbeeld is grootheid, mondigwording, man wees, vrou wees, 'n verantwoordelikheidsin, wysheid, slimheid en gesofistikeerd. So 'n volwasse kind met karakter praat met wysheid en maak slim keuses. Kan jy as 'n skoolkind volwasse wees? Jy is dan nog 'n kind. Hoe kan jy volwasse wees? Volwassenheid het niks te doen met hoe groot jy is nie. Daar is baie groot mense wat nog totaal onvolwasse is. Die toets van jou volwassenheid is jou karakter. En dit word gesien in hoe jy optree in moeilike tye en hoe jy optree in goeie tye. Hoe hanteer jy dit as jy 'n rugby of hokkie en 'n netbalwedstryd of 'n swem- en koorkompetisie wen? Of hoe tree jy op as jy dit verloor? Hoe meer volwasse jy is, hoe meer kan mense vir Jesus erken in jou lewe en hoe meer is jy sout wat mense se lewens verander en die lig wat vir die wêreld wys hoe om reg te lewe. So volwassenheid is eintlik geestelike groei. Die dag toe jy vir Jesus aangeneem het as jou verlosser en koning, moes jy geestelik begin groei sodat jy meer en meer die dinge doen wat Jesus vir jou sê jy moet doen. Dit kom nie alles outomaties nie. Jy ondergaan daardie dag reeds 'n groot verandering, maar dit is net die begin van 'n opwindende reis saam met Jesus. So volwassenheid vra dat jy dinge anders doen in jou lewe. Jy kan nie meer net fokus op dit wat vir jou belangrik is nie. Jy moet fokus op God en wat vir hom belangrik is. Jy moet gehoorsaam wees aan hom en doen wat hy vir jou sê in sy woord. En ons kan dit nie doen sonder die Heilige Gees nie. Ons het die Heilige Gees nodig vir ons reis saam met Jesus na volwassenheid. En dit is 'n reis, een tree op 'n slag. Gehoorsaamheid aan God, treukie vir treukie. Elke keer as jy 'n keuse maak om gehoorsaam te wees aan wat hy sê, dan groei jy en word jy meer soos Jesus en word jy meer volwasse. So kies elke dag reg. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker word dit om reg te kies. Kies om te doen wat God se woord sê. Maak 'n keuse om gehoorsaam te wees aan God, aan mamma en pappa en ook aan jou meneer en juffrou. So ons moet slim besluite neem, nie dom besluite nie. As jy volwassenheid bereik, maak jy slim besluite en nie dom besluite nie. Jy doen alles wat jy weet wat reg is. Jy maak nie grappies oor dinge wat jy moet reg doen nie. Jy is ernstig om volgens die wil van God te leef en net die regte dinge te doen. Pas God se woord in jou lewe toe. Matteus 7 vers 24 sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Is jy 'n wyse bouer wat groei en meer soos Jesus lyk? Is jou huisie of jou lewe op God se woord gebou? Of is jy soos die dwaase man wat sy huis op of lewe op die sand bou? Kyk 'n bietjie na hierdie video.
maats, dit was nou 'n goeie voorbeeld van hoe ons lewe op God se woord moet bou. As jy jou lewe bou op God se woord en doen wat hy sê, sal jy groei en volwassenheid bereik. Dit beteken jy sal nie net jou lewe verander nie, maar jy sal ook ander mense se lewens om jou verander deur die sout en lig in jou lewe te wys. Nou kinders met karakter wat volwasse is, bid ook saam. Jy is welkom om saam met my te bid. Dankie Here Jesus, dat ek 'n volwasse gees het, wat my sal help om volwassenheid te bereik. Help my asseblief om reg op te tree in moeilike en in goeie tye. Ek wil graag die dinge doen wat Jesus gedoen het en die sout te wees wat mense se lewens verander en die lig vir die wêreld te wees om die mense om my te wys hoe om reg te lewe. Ek wil graag soos die wyse man slim besluite maak en my lewe bou op God se woord in die naam van Jesus Christus. Amen. Liewe maats, dit was vir my en Salt en Light baie lekker gewees om vandag saam met jou te kuier en met jou te gesels oor kinders met karakter is sout en lig. En dat ons nodig het om te weet dat ons het reeds 'n volwasse gees en dat ons slim besluite moet maak om die regte besluite te doen. Ek is opgewonde om volgende keer weer saam met jou te kuier. Tot die volgende keer. Totsiens. Draai terug, na die Here toe terug. Na die Here, draai terug. Na die Here, hy is die enigste ware God. Draai terug, na die Here toe terug. Na die Here, draai terug. Na die Here, hy is die enigste ware God. 180 grade draai moet ek maak, weg van die sonde en weg van die kwaad. 180 grade draai moet ek maak, na die enigste ware God. En nou dien ek hom met my hele hart, en nou dien ek hom met my hele verstand, en nou dien ek hom met al my krag. Hy is die enigste ware God. Turn back to the Lord, turn back to the Lord, turn back to the Lord. He's the only one true God. Turn back to the Lord, turn back to the Lord, turn back to the Lord. He's the only one true God. 180 degrees I must turn.